Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons tweede aanlyn erediens in Julie. Ek wil net welkom sê aan elkeen wat ook nie gewoonlik inskakel nie of nie noodwendig deel is van die gemeente nie, maar op hierdie stadium deel vorm van ons eredienste. Ons gaan vandag die nagmaal bedien. So as jy die vrymoedigheid het om dit ook te doen, dan kan jy gerus dit saam met ons doen. So baie welkom. Kom ons sluit die oë en dan begin ons in die naam van die Here. Here God, U is ons begin en ons einde. Here, U is die een na wie ons opkyk, Here, wanneer alles moeilik raak. U is die een na wie ons gryp, Here, wanneer dinge nie meer verstaanbaar is nie. En U is die een by wie se voete ons vanoggend wil kom sit. Want ons weet ons het U nodig. Soos ons woord gaan lees vandag, Here, en 'n bietjie meer van Jesus se stem gaan hoor, mag U dit vir ons oopmaak. Mag U met U waarheid ons harte kom aanraak. Ons seën ons in die wonderlike naam. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ook die Heilige Gees. Amen. Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die markpleine sit en vir mekaar roep. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. En dan ook van vers 25. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U Vader, die Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudige mense bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. En ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Liefdes, ons gedeelte vandag in Matteus 11, is toch 'n gedeelte wat van kindheid af altyd my fascineer het. Dit begin met Jesus wat eers vir 'n klomp mense 'n beeld voordra. Hy sê julle is soos 'n klomp kinders wat in die strate sit en vir die mense sê, ons het 'n hartseer lied gespeel, maar julle wou nie huil nie. En ons het 'n troulied gespeel, maar julle wou nie dans nie. Nou as kind het ek nooit verstaan waar hierdie gaan nie. Ek onthou ek het 'n klomp keer vrae gevra oor dit. Wat beteken dit nou regtig? En hoe meer ek daarna gekyk het en hoe meer mense nou ook maar groei saam met die Here in die woord, hoe besef jy, dit gaan tog oor ons mense se manier van hoe dinge veronderstel is om te wees. Van wat ons wil hê moet gebeur en hoe ons dinge wil sien en hoe ons dinge wil verstaan. Dit gaan oor die feit dat ons as mense baie keer wil reëls maak en dan moet almal anders te daarvolgens spring en speel. En as dit nie gebeur nie, dan is ons verskriklik ontsteld, want dit is dan nie die wêreld maak nie meer sin nie. Ons het die hartseer lied gespeel, ons het die reëls daar gesit, maar julle wou nie saam met ons speel nie. Julle wou nie saam met ons dans of huil of al hierdie dinge doen nie. So aanvanklik begin die storie met Jesus wat die beeld gee. Mense maak reëls. Mense skep prentjies. En dan verwag hulle dinge moet gebeur soos dit gebeur. So dit klink soos 'n vreemde ding, dit klink amper asof Jesus gaan begin raas nou, nee? En dan vir 'n klein rukkie dan doen hy. Dan praat hy met 'n klomp stede wat hy sê, ek het soveel wonderwerke gedoen met julle, maar julle het nie geglo nie. Dit gaan vir julle moeilik wees om dit te verduidelik vir die Here die dag wanneer julle saam met Sodom en Gomorra daar sit en hulle glo, maar julle nie. Maar na hierdie raas, dan is dit asof die Here 'n oomblik stil staan. En dan begin hy met die gedeelte waar hy sê, kom na my toe, elkeen wat rus nodig het. My juk is sag en my las is lig. Kom neem my op julle skouers. En ek wil vandag oor daai gedeelte bietjie praat. Ek wil ons moet so 'n bietjie stil staan en net begin vra, wat kom sê Jesus? Hy het 'n uitnodiging, nê? En hy nooi ons almal uit. Maar vir wat? Dit klink altyd baie vertroostend, nê, en rustig, maar kom ons hoor bietjie wat Jesus regtig sê. Hy begin met die roep. Hy roep mense. Wie roep hy? Daar's twee wat hy noem. Hy begin weer te sê almal wat oorwerk en oorlaai is.
die gewig wat op jou skouers lê. Dit klink baie dieselfde, maar daar is twee verskillende aspekte daarvan. Die een, om oorwerk te wees, is tog 'n aktiewe ding, nê. Dit is soos daai mense wat hulle lewens nou ingespan het tot 'n doel, nê. Of dit nou 'n goeie doel is of wat 'n doel is, baie keer met soveel goeie intensies en so 'n goeie hart, goed wat ons wil bereik, goed wat ons wil doen. En dan het daai goed net nooit uitgewerk nie. Ons dink baie keer aan daai stukkie in Prediker wat ook gesê het, dis gejaag na wind, nê. Dis al die stryd wat jy ingesit het om goed te maak werk en goed wat ons wou gehad het moes wees. En dit voel nie of dit altyd werk soos ons hoop dit werk nie. Ons het die verskil, nê. Om te werk is tog 'n groot seën van God. Om 'n werk te hê en om te werk, dit is 'n seën. Maar daar is soms 'n plek waar werk oorgaan na wroeg. Waar jy wroeg, nê, waar die werk vir jou begin sleg raak want dit voel vir jou die doele daar uitgegaan. Voel vir jou of jy energie insit in iets wat nie meer vir jou sin maak of saak maak nie. Dit voel vir jou of dit moeilik raak om te werk. Somtyds omdat die werk vir jou sleg raak, of somtyds selfs, en ons almal het al daai ding gegaan, daar waar jy sit en werk, en daar's eintlik ander emosies wat gewig dra op jou skouers, nê. Dis asof die werk nie die moeilikheid is nie, maar ek het nie die emosionele krag om vandag hierdie te hanteer nie. Daar's soveel ander goed wat op my skouers lê, ander goed wat ek moet aan dink en wonder, of nou jou kinders se skoolfonds is, of jou geliefdes se gesondheid, al die gewig wat daarop dra, wat maak dat die werk eintlik wroeg raak. Dit raak 'n stryd om aan te gaan en vorentoe te gaan. Dit raak moeilik en ons raak moeg. Maar ons ook nog 'n deel aan die aktiewe kant, en ons die ander kant, die passiewe kant, nê. Die goed wat op ons skouers kom lê, nie die werk nie, maar die gewig wat daar dra. Nou ek weet, ek praat nie vandag met een mens wat nie by tye spyt is oor iets wat jy nagelaat het om te doen nie. Nie spyt is oor sondes wat jy weet nog deel is van jou lewe nie. Woorde wat jy weet jy nog sê wat jy spyt is jy doen. Mense wat dalk 'n gewete het wat hom pla, nê, oor die manier hoe hy dink dalk oor mense en oor dinge. Ek weet ek praat nie vandag met een mens wat nie so is nie. Ons almal het daai gewig. Ons almal het maar daai sonde, nê, wat kleef aan ons. Ek wil nie vandag vaskyk net in daai manier van hoe Calvin dink, die feit dat ons almal met sonde bevlek is nie, hoewel dit waar is. Maar ek weet ons moet vandag begin met daai een idee. Erken. Ons is almal maar vandag oorlaai met 'n klomp dinge. Ons eie sonde, ons eie spyt, ons eie nalatigheid, ons eie wroging na 'n doel wat ons voel nooit daar uitkom nie. Hierdie strewe na om 'n goeie mens te wees vir God, en dit voel of ons dit nooit heeltemal reg kry nie, of 'n goeie mens te wees vir my familie, of 'n goeie mens te wees en regte intensies te hê, en tog val dit goed altyd so plat, nee. Ons voel soos hierdie hamster wat hardloop op die wiel en tog nêrens kom nie. Ons erken vandag hierdie emosionele gewig wat op elkeen van ons kan wag. Nou Jesus sê, kom na my elkeen wat moeg en oorlaai is, oorwerk en oorlaai. Nou ons kan amper nou vandag daai een woordjie klem lê, nê? Kom na my toe elkeen. Want dit is eintlik basies almal van ons. Elkeen van ons wat op 'n stadium met daai goed sit. Maar dan is daar twee kante ook aan Jesus se volgende gedeelte, nê? Hy praat nie net oor kom na my nie. Nee, om na iemand toe te kom, is net die begin van 'n interaksie, nee, net die begin van 'n verhouding. Om na iemand toe te kom, is net die begin. Jy kom daar en dan moet daar iets gebeur. Nee, jy kom nie net by iemand en dan is die werk klaar en dan is dit verby nie. Ek gaan nie net na my vrou toe en dan staan ek daar en dan het ons 'n verhouding nie. Die verhouding is wat daarna gebeur. Wat daarna kom. So daar's twee kante van hierdie ding. Jesus sê kom na my toe, om wat oorlaai is, en neem my juk op jou skouers. Kom sit dit op my. Kom gee dit vir my. Nou ek dink ons moet een ding ook besef. Ek dink dit is 'n fout wat ons as Christene baie keer maak in enige kerk, en ons enige manier van verstaan. Wat beteken dit om na Christus toe te kom met al hierdie dinge?
Dit is so verkeerd wat Jesus sê, kom na my toe, almal wat dors is, of honger is, en jy sal dit nooit wees nie, kom na my toe. Kom na my toe met al die gewig, al die swaar gewig, wat moeilik is om te dra. Kom na my toe. Dis 'n eenvoudige sin van, kom vertrou op my. Kom vertrou op Jesus. Dit klink nou weer soos 'n woord wat baie omvattend is, en tog moeilik is om te verstaan. Wat beteken dit nou regtig? Hoe vertrou ek hom? Ek dink ons word vasgevang altyd in die teologie daarvan, die dogma daarvan, Ek vertrou Jesus vir die son om môre op te kom, of vir God die Vader. Ek vertrou Jesus vir my sonde. Ek vertrou Jesus vir my geliefdes. Ek vertrou Jesus vir my ewige lewe, vir die hemel. Ek vertrou Jesus vir dit, vir dat, vir dit. Ons skryf altyd die intellektuele deel, die teologie daarvan. Ek vertrou Jesus vir hierdie dinge. En tog moet ons daai goed eintlik skoon vee. Vertrou jy Jesus, die persoon? Dit is maklik om te sê ek vertrou iemand vir iets of dat, of vir daardie. Maar dit is moeilik om jou vertroue te sit in 'n persoon, want dan is dit alles omvattend. Dit beteken ek vat hierdie gewig, hierdie swaar gewig, en moenie jouself bluf nie. Baie van die goed wat jy dra is nie net klippe en sand nie. Dis nie net alles goed wat jy nie daar wil hê nie, Daar is ook swaar familieverhoudinge hierin. Geliefdes, mense wat ons moeilik ontslaa raak van, Mense wat ons moeilik ontlos. Om Jesus te vertrou in sy persoon, is nie om te sê, Here, ek vertrou om iets te doen wat ek wil hê jy moet doen nie. Ek vertrou alles aan U. Wat ook al U doen daarmee. Ek vertrou dat U die beste wil het vir my storie. Dat my storie deel is van U storie. En aan die einde van hierdie storie is 'n goeie een. Ek vertrou vir Jesus. Nou om te kom na hom toe, is om hierdie gewig voor Jesus te gaan sit. Maar die tweede deel is om nie daarna weer te kyk nie. Om nie te sê, Jesus, die oomblik wat U die hand vat sal vat, sal ek hom saam met U vat nie. Ek gaan hom nie weer optel nie. Ek gaan hom nie weer dra nie. Ek gaan nie kyk hoe Jesus daai dinge hanteer en vir hom heeltyd sê, Here, maar ek het eintlik gedink jy gaan dit bietjie anders doen of ander goed nie. Ek sê vandag, ek vertrou vir Jesus. En dit beteken, my gewig moet ek op 'n stadium laat gaan. Ek sal dit moet los voor sy voete en aanvaar. Hy is 'n goeie God. 'n Goeie vriend. My siel is sy siel. My hart is sy hart. Ons is op dieselfde pad en dieselfde gedagtes, dieselfde dinge. Ek dink dis hoekom Jesus sê, die Here het dit verberg vir mense met verstand. Want met verstand wil ons uitdink, okay, ek vertrou die Here vir sekere spesifieke goed. Maar om jou gewigte van jou skouers af te gooi, om te kom vry word, sê Jesus, kom neem my juk op. Hou jou nou af. Want hy is te swaar vir jou. Ek sal hom handle. Dan vat jy myne, want myne is lig, En wat is Jesus se lig? Wat is Jesus se juk? Vertrou op my. Geliefdes, ek het hierdie verhaal al gehoor van die ou man wat gestap het langs die pad met die groot rugsak. En die rugsak was vol van al sy goed wat hy onthou het, al die herinneringe en al die dinge wat hy saamdra. 'n Klomp gewig was daarop gewees. Maar sy hele lewe was op daai sak. En hy stap langs die pad en hy kry swaar, want die gewig is swaar wat hy saam met hom dra. En dan ry toe 'n man verby met 'n kar, 'n bakkie. Nou, hy het 'n klomp goed gelaai in die kar, maar hy het nog bietjie plek agter op sy bakkie. En hy sê toe vir die ou man, hoorie, ek weet ek kan nou nie vir jou plek voorgee nie, want alles is nou toegelaai hier, maar klim agter op die bakkie, dan hoef jy nie te stap in die end verder nie, dan vat ek jou saam. En die
die ou man het opgeklim, en die man het begin ry, en toe hy so eentjie verder is, toe kom hy agter, toe hy in die spieeltjie kyk, die man staan agter op die bakkie met die rugsak nog steeds op sy rug. En die man stop, en hy vra toe vir die oom, maar oom, haal die rugsak af van jou rug af, sit hom hier neer, wil jy nie voor hier by my sit in die kar nie? En die ou man het toe gesê, nee, jene, ek is so dankbaar dat jy my vat, maar ek kan ook nie verwag dat jy al my goed ook saamvat. Dis amper vir my so 'n menslike ding, nee. Ons vertrou God met ons lewens, maar nie met ons dinge nie. Nie met die goed binne ons lewens nie. Daai goed kan hy nie dra ook nie. Hy kan net vir ons dra, al die ander goed is te veel, so ons sal dit maar eerder nog steeds dra op ons rug. Maak dit nie ons oë 'n bietjie oop nie. Ek nooi nou elkeen uit om saam met ons nagmaal te hou. As jy daar by die huis is en jy dalk al tyd gehad om voor te berei vir dit, ons het nou die glasie wyn, die bloed van Jesus, en dan ook 'n broodjie wat ons voorberei het voor die tyd. As julle nou van dit het, die broodjie hoef nou nie in 'n kruisvorm te wees nie, maar ek het hom na myne so gesny. So dankie as julle dit nou gereed het, of jy nie het nie, pos maar gou en gaan kry gou jou goedjies gereed, en dan kom neem jy ook saam met ons deel in dit. Die nag waarin Jesus oorgelewer is, het hy die brood gevat, God daarvoor gedank, het gebreek en uitgedeel vir sy disippels, en gesê, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Nadat hy die brood geëet het die Here die wyn gevat, en uitgedeel aan sy disippels. Hy het gesê, dit is my bloed, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Hy het gesê vir hulle, elke keer wanneer julle van hierdie brood gaan eet, en van hierdie wyn gaan drink, dan verkondig julle my sterf en my opstanding, tot die dag wat ek weer gaan kom. Ons vandag ook besef weer, om die brood te eet, en die wyn te drink, is ook 'n term van vertroue. Om van Christus se liggaam te eet, sy bloed te drink, is om te gryp na hom in ons nood. Om te besef ons afhanklikheid en ons gebrokenheid. Om te besef ons kan dit nie eintlik enigstens doen sonder hom nie. Maar ook dat ons dit dan moet laat gaan. Ons kan dit ook nie doen saam met hom. En alles van sy werk doen. Daar is seker goed wat ons moet laat gaan voor sy voete. 'n vertroue. So die brood wat ons breek, is 'n verbintenis met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit. Dink daaraan en glo dat hy sy liggaam gegee het vir jou, tot volkomme versoening van al jou sondes. Die beker van danksegging is 'n verbintenis met die bloed van ons Here Jesus Christus. Dit is vir jou. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat hy sy bloed gegee het tot volkomme versoening van jou sondes. Kom ons sluit die oë. Here, van my eerste tot my laaste, van begin tot my einde, van elke besitting wat ek het, Here, en alles wat in my lewe is, lê ons voor die voete en ons vertrou op U. U weet die beste. U het die grootste liefde en die grootste hart. U genade is groter as enigeen wat ons nog ooit gesien het. Mag U ons help. Ons vertrou op U. In U naam. Amen.